In 2021 begin ons met die definisie van smeltpunt en weer eens onthou om die woord temperatuur in te sluit by jou definisie, maar dit is die temperatuur waarby die vaste stof en vloeistoffases van 'n stof in ewewig is. Volgende vra hulle dat ons die algemene gevolgtrekking neerskryf rakende die smeltpunte van reguit ketting alkane. En soos jy sien, pentaan 5 koolstowwe, heksaan 6, heptaan 7, oktaan 8, sien ons duidelik dat daar 'n toename is in die smeltpunt. En ek dink wat partykeer leerders kan deurmekaar maak is die feit dat ons negatief is. So negatief 130 is meer negatief as minus 57. Minus 57 is 'n hoër smeltpunt as minus 130. Volgende, noem die tipe van der Waals-kragte tussen molekule van oktaan. Oktaan is 'n alkaan, tussen die alkane, die alkene en die alkyne het ons uit die aard van die saak Londen kragte. Skryf die oorheersende fase van pentaan by minus 100 grade Celsius neer. So minus 100 grade Celsius, dis hoër as die smeltpunt, maar is laer as die kookpunt. So dit het gesmelt, maar dit het nie gekook nie. So dan beteken dit is 'n vloeistof. Skryf die oorheersende fase van oktaan by minus 100 grade Celsius neer. Nou die smeltpunt is minus 57, so minus 100 is 'n laer temperatuur as die smeltpunt. Met ander woorde, oktaan sal 'n vaste stof wees by minus 100 grade Celsius. Heksaan word nou vergelyk met 2,2 dimetielbutaan. Nou heksaan is 'n alkaan, algemene vergelyking, CnH2n+2, hy het 6 koolstowwe, C6H, 2 maal 6 is 12 plus 2 is 14, en as jy dieselfde gaan doen met 2,2 dimetielbutaan, gaan jy sien dit is ook C6H14, en die 2,2 dimetielbutaan is 'n kettingisomeer van heksaan. Jy word dan gevra of die molekulêre massa van heksaan groter as, kleiner as, gelyk aan die van 2,2 dimetielbutaan is. Nou, duidelik, die antwoord is gelyk aan, en ek het sopas vir jou gewys dat beide se molekulêre formules is C6H14 en die molekulêre massas in beide gevalle is 86 gram per mol, en gevolglik is dit regverdig om hulle met mekaar te vergelyk. Is die kookpunt van 2,2 dimetielbutaan hoër as, laer as of gelyk aan die van heksaan? Nou 2,2 dimetielbutaan het 2 metielgroepe, met ander woorde, daar's meer vertakking, en omdat daar meer vertakking is, sal die kookpunt laer wees as die van heksaan. Wille van volledigheid, laer as, hoekom? Want 2,2 dimetielbutaan is meer vertak as heksaan. Die intermolekulêre kragte van 2,2 dimetielbutaan gaan swakker wees as die van heksaan, en gevolglik is minder energie nodig om die intermolekulêre kragte te oorkom.